onder die son, wat die teenwoordigheid en wat die beweging van God kan steek nie. Halleluja. Daar is niemand en daar is niks wat God kan steek nie. Halleluja. Jy sien God het die heerskappy oor alles, want hy het alles geskape. En ek doen vandaan my begroeting en almal wat my stem kan hoor in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Halleluja, goeie naam. Halleluja. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Halleluja. Elke vyand van my man. Elke vyand beteken sy eie ondergang. Ja, prys die Here. Glory. Dis waarom 'n verdagte stappietjie wat die broer inkom stap, sit, iets uit die sak en dan opstaan, papiertjie optel, uitstap. Dis daarom baie verdag. Yes, prys die Here. Dans. Jy kan my nie onderkry nie. Halleluja. Amen. Daar is nie 'n manier dat jy die teenwoordigheid van die Here kan stuit nie. Ja, halleluja. Daar is nie 'n manier dat jy die beweging van God kan stuit nie. Amen. Nou Priska, die rede hoekom ons hier is, die rede hoekom ek hier vir jou staan en preek, is om vir jou te sê, maak jou sak reg met die Here. Die tyd is man, halleluja. Die tyd is besig om uit te loop. Bekeer jou tyd is besig om uit te loop. Halleluja. En jy is nog nie bekeer nie. En die rede hoekom ons hier is om jou te waarsku, halleluja, want as jy jou nie bekeer nie, dan sal jy reg uit hel toe gaan. Amen. Sonder die Here in jou lewe, sonder dat jy gebekeer is jy op pad hel toe, halleluja. Die beste ding wat jy vir jouself kan doen, is om jou te bekeer. Glory. Is om af te slaan op die boodskap. Amen. 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 Glory to God. Dienaar, ek hoop jou besoek was vriendelik en vreedsaam. As jou besoek nie vriendskaplik gewees het, dienaar, as daar moeilikheid op pad na jou toe, kry jou maar reg, halleluja. Glory to God. Kry jou maar reg, halleluja. Glory to God. Want die duiwel kan nie in God se tuin inkom nie, man. Ja, hy kan nie. Amen. En nou wil ek jou gebruik. Moenie laat hy jou gebruik nie. Genesis 3. Sonde en veroordeling van die mens. Die eerste belofte. Amen. Genesis 3 vertel vir ons hoe die sonde in die wêreld gekom het. Amen. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Anders sal julle sterwe. Amen. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oog, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Halleluja, sê hy het geëet.
Vader, is in die magtige naam van die Seun Jesus, ons dank U vir die heilige woord, halleluja. Ons dank U dat hierdie atmosfeer gevul word met die teenwoordigheid, halleluja, dat die woord die ingaan, Here, 'n woord wat die volk kan leer, 'n woord wat die volk daarop attent kan maak, dat die sondeval het gekom deur 'n mens, halleluja, die duiwel het die mens versoek, maar U, Here, het U Seun gestuur sodat ons verlossing kan kom. Seën dit vanaand in ons harte in die naam van Jesus. En die kerk sê, en die kerk sê, halleluja, kom ons sê die Here lekker aan het klap prys. Halleluja. Glorie vir die Here. Daar's niemand soos die Here nie. Amen. Halleluja. Hy bly vanaand nog net die heel beste. Ja, prys die Here. Nadat God vir Adam en Eva geskape het, Amen. was daar bome die hele wêreld in. Amen. En ook het God 'n tuin gemaak. En God sit vir Adam en vir Eva in daardie tuin in, prys die Here. Yes, hallelujah. Halleluja, en hulle geniet hierdie tuin. Maar nou kom die duiwel op 'n dag en hy kom versoek vir Eva. Amen. Soveel so dat Eva vir hierdie lus en hierdie versoeking van die duiwel val. Ai. Halleluja. Sy val in die sonde in. En sy gee ook vir haar man om te eet van die boom wat God gesê het, hulle moenie van eet nie. En so kom die sonde oor die hele mens in die hele wêreld in amen. Want in Adam en Eva sondig ons almal. Amen. En daarom beram God 'n plan om sy volk weer terug te bring. Glory. Want God het ons so lief. Hy wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Gani. So nadat Adam gesondig het, gebeur daar ook 'n ander ding. As ons verder lees aan die boeke van Genesis, dan sal ons by hoofstuk 5 van Genesis uitkom en ons sal ook by hoofstuk 6 van Genesis uitkom. Amen. En in hierdie hoofstukke word ons geleer dat die sonvloed het ook gekom. Amen. Want hierdie sonde van die mens wat in Adam en Eva begin het nog net al hoe meer groter geword en groter geword. Soveel so dat die engele wat Satan gelaat val het, dat die engele ook met die mense se kinders kom getrou het Ja, prys die Here. en met hulle kinders gehad het. Amen. En hierdie kinders wat van die engele gebore is by die mense, hulle het reuse geword. Glory. Hulle was reuse. Hulle word ook genoem die manne van naam, alweer. Hulle is geweldenaars. Glory. Geweldenaars beteken hierdie mense wat die vrede van hierdie aarde kom verstoor. Yes. Hulle is hierdie reuse wat kom en hulle kom gebring geweld en hulle kom introduce. Hulle kom stel die wêreld te kenne van geweld. Amen. Hulle kom en hulle kom slee swaarde en hulle kom maak al hierdie tierlantjies wat julle vandag om julle kan dra. Hierdie versiersels, hierdie uitgewone versiersels. Hulle kom en met hulle se gedagte en met hulle se wysheid en met hulle se intelligensie kom beïnvloed hulle die mens. Ai. Amen. Soveel so dat die mens ook al hierdie grimering begin dra. Glory. En die mense begin hulle se oë te pyn. Glory. En die mense begin hulle mooi te maak. Prys die Here. En die mens gaan verder en die mens begin wapens te maak waarmee hulle begin oorlog voer. En hierdie geweld, sê die Bybel, het vir God 'n probleem geraak. Ai, prys die Here. Want die geweld was te erg. Ai, my koning. Die geweld het opgestyg tot by God. Halleluja. Ja. God kan nie meer hierdie geweld hanteer nie, want hy het sy mense in vrede geskape. Hy het sy mense vir vrede agtergelaat. Halleluja. Maar nou is daar geweldenaars. Ai, my koning. En sien jy hoekom hulle so getembaai het? Hoekom hulle so stad gemaak het op Goliat? Glory. Hulle het stad gemaak op hierdie reus, want hy is 'n geweldenaar. Hierdie reus is 'n afkommeling van die kinders van die engele en hy is 'n geweldenaar. Halleluja. Lord. Die engele moes nooit met mense gekom trou het nie. Ja, nooit nie. Ai. Maar die woord sê, die engele het gesien dat die mense se kinders mooi is. Amen. En toe kom hierdie probleem nou.
En in Genesis 6 moes God hierdie probleem uitwis. Ai, my koning. En hy stuur 'n vloed. En hy delg Glory. almal uit. Amen. Hy delg almal uit. Want hierdie sonde kan hy nie hanteer nie. Halleluja. Dit raak vir hom te veel. Was te veel. Halleluja. Die opskrif van Genesis 6, die toenemende verderf van die mens, die sondvloed. Toe die mense op die aarde begin verneder en daar vir hulle dogters gebore word, sien die seuns van God dat die dogters van die mens mooi was. En hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Glory. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God bly by die mense dogters van die mense ingaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Ai, my koning. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Amen. Glory. Maar Noag het genade gevind Ai, in die oë van die Here. Halleluja. Dit is die getuienis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Kom ons gee die Here Dankie, prys. Here. Ai, my koning. Die boodskap van die 11de uur gaan uit, Yes. sodat jy gered kan word. Amen. Ek hoor party mense sê dat is 'n goeie ding wat ons doen vir die kinders, om kerk te hou vir die kinders. Die kerk is nie vir die kinders nie, amen nie. Die kinders het uit hulle se vrye wil uitgekom. Toe ons die musiek aansit, toe is hulle die eerste mense wat opkom. Amen. Daarom sê die Here, as jy kan die koninkryk soos 'n kind van God, soos hierdie kinders kan ontvang, as hy jy ingaan. Amen. Maar jy kan nie jou hart sis en jou gevoel sis. Die Here sê ek hou vir die kerk, die kinders as jy jou 'n voorbeeld. Halleluja. Hulle kom na die ark toe. Ai, my Hulle kom vir die redding. glory. Hulle kom vir die genesing. Amen. Hulle kom vir die verlossing. Wat van jou? Here. Wat van jou? Amen. Wat van jou? Glory. Halleluja. Wat van jou vanaand? Glory. Ai. God bewaar vir Noag en sy gesin. God wil nog meer mense gaan bewaar het. Maar die mense het nie aggeslaan nie. Sy slaan vanaand nog nie ag. Halleluja. Glory. Maar tevens sê jy is nog met jou eie ding besig. Amen. Jou eie goed. Ja, prys die Here. Sy word uitgenooi na die bruilof van die lam. En jy is nog met jou eie ding besig. Wie is vanaand hierso? Die kinders. Gee julle self aan dit laat. Ai. Amen. Julle is pragtig. Die Here seën jou. Glory. Hier kom 'n ding aan. Halleluja. Terwyl God die waarskuwing uitstuur en sê vir Noag preek. Terwyl God die waarskuwing uitstuur vir Noag sê preek. Preek. En vir Jonas sê preek. Preek. En vir die apostels sê preek. As die mense besig om hulle eie ding te doen. En die Here kom vaardig ook vanaand vir ons af om te sê preek in die 11de ure. Die tyd is min. Daar's genade. Bekeer jou. Bekeer jou. Bekeer jou, maar wat doen jy? Jy dryf die spot. Halleluja. Halleluja. Dan wil jy vanaand sê, as jy nie jouself verloon en jou kruis opneem, deur jou te bekeer en die Here volg hom, dan sal dit vir jou te laat wees.
dit sal vir jou te laat word. Jy sal dit nie maak nie. Halleluja, jy sal dit nie maak nie. Jy sal dit nie maak nie. Op jou eie houtjie sal jy dit nie maak nie. Met jou eie doktrine sal jy dit nie maak nie. Jy moet kom en jy sal kom voeg by dit wat die Here sê is reg. Jy moet jou bekeer. Halleluja, dis die rede kom ek hier preek. Jy moet hoor, 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 halleluja. Jy moet die evangelie hoor. Prys die naam van die Here. As jy nie die evangelie hoor nie, kan die einde nie kom nie. Jy moet die evangelie hoor. So dit is wat ons vandaan doen. Ons spreek hierdie evangelie aan die ganse mensdom om vir jou te sê, bekeer jou, halleluja. As jy die woord van die Here hoor, dan moet jy jou bekeer. Jy moet jou bekeer en jy moet jou laat doop. Halleluja. Jy moet jou bekeer en jy moet jou laat doop. Onderwyl Petrus spreek soos ek vanaand die preek, amen nie. Maar hy bring die wet van hulle by mekaar. Toe word hierdie mense angstig en hulle word diep in hulle se hart geraak, halleluja. Prys die naam van die Here. Toe hulle dit hoor, sê die Bybel, Handelinge 2:37, as hulle diep in hulle se hart getref en sê vir Petrus en die ander apostels, wat moet ons doen, broeders? Amen. Hulle vra, wat moet ons doen om gered te word? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En ons almal moet so gedoop word. Ons almal moet ons so bekeer. Amen. Amen. Prys die Here. Nou na my bekering, toe wil ek my nie laat doop nie, want ek kom uit 'n kerk uit waar ek geleer is, ek is klaar as 'n babietjie gedoop en ek word nie weer gedoop nie. So die Here het met my geworstel. Halleluja, seker meer as 4 jaar het die Here met my geworstel, met my gepraat, want die ding was nie in my om nou weer te doop nie. Want ek was nou klaar gedoop. Maar toe kom bekeer ek my. Amen in 96. En van 96 af tot seker 2003 toe. Toe kom ons by 'n punt uit dat ek my moet laat doop. Amen. En ek kom uit Groblershoop uit, prys die Here, en ek kom ry reg uit na as nou apostel Stanley van Wyk. Ek kom toe sien nog pastoor. Toe kom ry ek reg uit na hom toe en ek kom deel met hom die saak, amen nie. En hy het nie 'n probleem gehad om my te doop nie. En toe doop hy my. Maar toe gaan ons rivier toe en ek word gedoop, want daar was nou ander mense wat saam met ons moes gedoop gewees het. En ek sê vir hom, nee, maar ek wil nie alleen keer hierdie sak staan nie. Maar hierdie sak het die Here op my hart gelê, halleluja. En die dag doop hulle ons toe. En ons is bly, ons kom in die water uit, ek bel my ander vriendjie, en ek sê vir hom, jong, ons is gedoop, en die man karren ook met my. Ek sê hom, ons is gedoop, hy vraag vir my, as jy reg gedoop? Ek sê hom, dienaar, ek is gedoop, en ek druk die telefoon dood. En ons gaan huis toe, en ons kom huis toe, en ons dien, en ek ry weer Groblershoop toe terug, maar die Here is nog nie klaar met my nie, prys die Here, en die Here praat met my, en die Here praat met my, halleluja, want ek het nie die sak gekom doen, wat ek moes gedoen het nie. En ons kom ry weer die ander Saterdag, die ander maand, ek weet nie, as in die jaar daarna, kom ry ons weer Prieska toe, prys die Here, en die hoenderhuis was nog altyd oop. En ek staan voor die hoenderhuis, prys die Here, want ons is besig, ek moet nou bank toe gaan en my dinge doen, as ons op parkeer doen, nou daar is al parkering wat daar naby is, daar voor die bank, prys die Here, voor Absa, en ons kom staan toe so skyns voor, of en reg voor die hoenderhuis. En hierdie, ek sit nog so in die kar, en ons kyk bietjie deur ons rekeninge, hoe geld moet ek trek, prys die Here, toe hoor ek hier's 'n klop aan die venster. En toe so kyk, hoe sien ek, is wie apostel van Wyk. En ek sê hom, kyk die dienaar, die sak moet ek om reg maak. Hoor jy wat ek nou, ek het teruggegaan, en ek moes weer terugkom, en ek moes weer die sak om reg maak. En ek kom maak weer die sak reg. En gisteraan, jy gesien, dienaar, Thompson hulle was hier so, prys die Here. En hulle sit toe daar voor die hoenderhuis. En ons maak 'n afspraak vir 3 uur. En 3 uur die middag toe gaan ons weer rivier toe. En ons word weer geloop doop.
So het die eerste hurdel wat ek oorgekom het en die eerste hindernis wat ek oorgespring het, was om gedoop te word, halleluja, as 'n groot mens, of weer eens gedoop word, nadat ek gedoop was as 'n babietjie. Dit was 'n groot besluit, en was 'n groot ding vir my. Maar toe gaan doen ek nou 'n ander ding. Toe moet ek teruggaan, en weer terugkom, en toe leef ek nog net van bely. Amen. En toe ons die dag uit die water uitkom, toe is die Here vrede. Amen. Toe is die Here vrede maak. Want toe het ons die regte ding gedoen. Amen. So ek het ook Ananias op my pad gehad. Wat my op die pad gesit het, prys die Here. Wat my gehelp het en wat my gekorrigeer het en wat my gebring het aan my nie, sodat ek by die waarheid uitkom en sodat ek die waarheid kan doen. En ek het al reeds vir die Here voor die jaar gesê, dat ek die Here sal volg en ek sal die werk van die Here doen. So dus hierdie ander dinge, formaliteite wat in plek in moet val. En daar was mense wat op strategiese tye, op strategiese plekke gewees het, om ons te help, om hierdie bediening te bring tot waar hy is. Amen. Halleluja. Kom ons gee die Here prys. Ons gee die Here prys vir die mense wat ons gehelp het langs die pad. Amen. Ons gee vir die Here prys. Die anders het gaan ontsnap, prys die Here. Jy sien my redding kom deur 'n man wat hulle ontsnap het. Jy sien Vader Marcel en meneer Papier is besig om hierdie dag die diens te lei in die ou Engelse kerk waar Pastor Hanna se kerk toe is. En jy weet ons aan die Engelse kerk word die uitnodigings gemaak nie, maar hierdie betrokke dag, amen, op pas Sondag, maak hierdie manne uitnodiging, maar die Here is besig om met my te praat. En so kom my redding die dag. Nou kom ek om vir jou te sê, al die moeilikheid wat ek deurgegaan het, al die dinge wat my gebring het tot hier, dit was nie maklik nie, maar dit was nie onmoontlik nie. Ek moes my knie gebuig het. En jy moet dit vanaand hoor, halleluja. Uitbreiding 15, jy moet dit vanaand hoor, halleluja. Jy daar my video, jy moet dit vanaand hoor, prys die Here. Jy in die wêreld, jy moet dit vanaand hoor, halleluja. Dat jy jou moet bekeer en jy moet jou laat doop in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ek gee nie om of dan nog ander mense is wat op 'n dwaalweg is wat ook so doen nie. As hulle is 'n probleem. Amen. Maar die waarheid is, jy moet vir jou bekeer. Jy moet vir jou laat doop in die naam van die Here Jesus Christus. En ek kan dit nie genoeg stres sien. Jy moet jou bekeer en jy moet jou laat doop in die naam van die Here Jesus Christus. Jy sal van vanaand af geen verskoning hê as jy doodgaan nie. Sonder dat jy jou bekeer en gelaat doop het nie. As jy jou vanaand nog nie gebekeer en gelaat doop het in die naam van die Here Jesus Christus nie, dan het jy nie 'n verskoning nie, halleluja. Dan het jy nie 'n verskoning nie, halleluja. Dan het jy nie 'n verskoning nie, halleluja. Jy sal hel toe gaan as jy dit nie doen nie. Halleluja. My koning Jesus. Want jy moet jou bekeer. Daar is net een wet vir ons almal. Daar is net een wet wat ons almal moet onderhou. En dit is die sak. Amen. 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 Ja, vloes, as jy 'n wilsakkie is 'n moedsak. Halleluja, is 'n moedsak. Jy moet jou bekeer. Amen. Jy moet jou bekeer. Glory. Jy moet jou bekeer. As jy iemand anders leer, as die sak, as jy die sak vat, en jy maak 'n ander bediening wat teenstrydig is met die gesonde leer, dis 'n vervloeking, man. Die engel sal 'n vervloeking. Dis 'n vervloeking. Jy wat 'n mens is wat kan verander. Ek moes my verander. Ek moes my manier van dink verander. Ek moes my manier van godsdienst verander. Ek moes my bekeer om in te pas by dit wat God wil hê ons moet doen. Amen. Baie dankie. Halleluja. Amen. Ek moet my gebekeer. Amen. Ek moet my knieë gebuig het. Baie pastore is bang om die ding te doen. Om die regte ding te doen. Hy's bang hy verloor mense. Baie pastore is bang. Baie leiers van kerke is bang om hulle te bekeer. Hy is bang om 'n bespot
te word. Baie mense draai terug. Halleluja. Hy wil nie die Here verder dien nie. Die sak is te hard, die sak is te moeilik, maar jy moet jou bekeer. Die loon van die sonde is die dood, die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Amen. Daar's net een naam gegee onder die hemel wat deur 'n mens gered kan word. En dit is die naam van die Here Jesus Christus. En ons almal weet dit. Halleluja. Halleluja. En ons maak 'n publieke verklaring dat ons die Here in ons lewe aangeneem het. Glory. Amen. Kyk hier, ons verkondig nou aan alle mense dat die tyd van onkunde is oorgesien. Die tyd dat jy onkundig kan wees is verby. The time that you can be ignorant is past. Hallelujah. That we have passed that mark already. We have passed that mark long time ago. Hallelujah. Ons is verby die tyd dat jy kan onkundig is. As jy wil onkundig bly onkundig is alright. Halleluja. Maar kom vanaand om vir jou te sê, die tyd van onkunde is verby. Jy moet jou bekeer. Amen. Jy kan nie af verby nie. Jy moet jou bekeer, jongman, as jy wil hemel toe gaan. Amen. As jy voor mense staan in 'n pulpit, dan moet jy jou bekeer. Amen. Glory. As jy jou nie bekeer en jy mislei God se mense, die Bybel sê sal vir jou beter wees om 'n meelsteen om jou nek te hang en jou aan die diepte van die see in te werp. Dit sal vir jou beter wees om selfmoord te pleeg as wat jy wag tot die Here kom. Amen. My Jesus. Glory. Bekeer jou. Amen. Amen. Ek laat toe dat die Here deur jou werk. Laat toe dat God deur jou spreek. Los die ding om mense te behaag. Los die ding om agter mense aan te gaan. Volg jy die Here. Jy het 'n Bybel, lees jou Bybel, bid elke dag. Vra vir die Here om vir jou diep en ondeurgrondelike dinge bekend te maak wat jy nie geken het nie. En hy sal dit vir jou doen. Want God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy sal vir jou deurkom. Moenie laat jou probleem jou na die drank toe dryf nie. Moenie laat jou probleem jou na die dagga toe dryf nie. Moenie laat jou probleem jou na die twag toe dryf nie. Halleluja. Maar maak soos Job maak. Laat jou probleem jou nader na die Here toe dryf. Eer die Here man. Van die opkom van die son tot die ondergang daarvan toe. Laat die naam van die Here geprys word. Halleluja. Die hemel en die aarde sal verbygaan. Die lekkerte wat jy nou mee besig is sal verbygaan. Halleluja. Selfs hierdie gedienery wat ons hier dien sal verbygaan. As dit God se woord wat by staan. En die wat in hom is, wat tot in alle ewigheid sal lewe. Kom ons sê die Here prys, ons gaan huis toe in die naam van die Here. Ons het klaar prys gesê, bekeer jou. En julle dierbares wat die Here in jou se lewe geneem het. Wat jy lees jou Bybel bid elke dag. Dankie dat julle elke aand in die kerk is. Amen. Prys die Here. Ons gaan dien en ons gaan bid, amen nie. Ons gaan dien en ons gaan bid, prys die Here. As ander wykies wat opdrag gekry by die huis. Hulle se mense wil nie weer hulle bekeer toe kom nie. Halleluja. Prys die Here. Maar hy pa en hy ma staan soos 'n reus en hy kind se pad. Hy staan nou soos 'n reus. Dat hierdie kinders moet in die hemel ingaan. Amen. Maar God sal daai bloed op hulle se hoofde eis. Ja, prys die Here. Dit het ons te doen nie. Amen. Ons doen net ons job. Ek doen net my job. As jy iemand uit God se teenwoordigheid wil hou, is jou probleem. Is jou job daai. Die duiwel het ook sy job, amen nie. Die duiwel het ook sy job. Maar sy job veroorsaak dat hy in die hel beland. Wil jy dat jou job veroorsaak dat jy in die hel beland het? Laat jou job, dat jy in die hemel is, amen nie. Laat jou job veroorsaak dat jy hemel toe gaan. Amen. Nou vir die mense wat my gehelp het op die pad. Amen. Ek is dankbaar vir hulle. Glory. Ek bid vir hulle. Ek bid vir hulle se rede. Ek bid dat hulle die dinge sien wat ek gesien het. As hulle nie die dinge sien wat ek gesien het, dan gaan die verlore gaan. Amen. As 'n harde sak. Waar is die mense
wat vir Noag gehelp het om die boot te bou. Hoekom is hy mense ook in die ark gewees? Hulle dan vir Noag gehelp bou, man. Sien jy? Ek sien mos nou by Noag, hy mense het dit nie gemaak nie, maar ek wil graag hê ons mense moet dit maak. Kom ons staan. Onze Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Halleluja. 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 Kom ons ontvang die seën van die Here. Gaan in vrede. Amen nie? En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees seën en bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen. 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 Kom ons gee vir mekaar 'n lekker handdruk. Amen nie? Halleluja. And we see tomorrow. We see tomorrow. Amen. In Jesus' name.